Goeiedag julle. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U te aanbid. Ons vra asseblief dat U met die Heilige Gees teenwoordig sal wees en ons gedagtes oop sal maak en gevestig op U met hierdie lesing. In Jesus naam, amen. Ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor klein dingetjies. Dis van nature dat ons meestal op die groot dinge in die lewe konsentreer. Groot probleme, groot suksesse, maar hierdie groot dinge kan slegs ontstaan as daar 'n klein dingetjie aan die begin aandag en aangegee was. Gewoonlik het hierdie klein dingetjie dan groot gevolge, het sy dit nou vir goed of vir kwaad is. Reg van die begin van die mense geskiedenis af, het klein dingetjies al 'n rol gespeel in die vorming van die toekoms vir die mensdom. Is dieselfde klein dingetjie wat vir ons eerste ouers 'n toets was, dalk vandag nog steeds 'n toets. Die stortvloed van ellende wat weens die oortreding van ons stamouers op die aarde gekom het, word deur vele as 'n te vreeslike gevolg van so 'n klein sonnetjie beskou. En hulle betwyfel die wysheid en regverdigheid van God se behandeling van die mensdom. Maar as hulle die saak net noukeuriger wou ondersoek, sou hulle hul dwaling spoedig insien. God het die mens na sy eie beeld sondeloos geskape. Dit was sy plan om die aarde met wesens te bevolk wat net 'n weinig laer as die engele sou wees. Maar hulle gehoorsaamheid moes eers op die proef gestel word, want God sou nie toelaat dat die aarde deur wesens bewoon word wat sy wet verontagsaam nie. Nogtans het hy Adam in sy genade nie aan 'n swaar toets onderwerp nie. Juis omdat die toets so lig was die sonde so geweldig groot. As Adam dan nie die geringste toets kon deurstaan nie, sou hy ook nie 'n groter toets kon verduur het as groter verantwoordelikhede aan hom toevertrou was nie. Indien Adam aan 'n groot toets onderwerp was, sou diegene wie se harte tot sonde geneig is, hulle probeer verontskuldig het deur te sê: dit is 'n klein saak en God is nie puntenerig oor klein dingetjies nie. En daar sou voortdurend oortreding wees met betrekking tot die dinge wat as gering beskou word en nie deur mense bestraf word nie. Maar God het dit duidelik gestel dat sonde in enige graad vir hom aanstootlik is. Vir Eva het dit 'n geringe saak gelyk om aan God ongehoorsaam te wees deur van die verbode boom te eet en haar man ook tot oortreding uit te lok. Maar hulle sonde het die sluise van die ellende op die aarde oopgetrek. Wie kan in die oomblik van versoeking weet watter vreeslike gevolge een verkeerde stap kan hê? Vele wat leer dat die wet van God nie vir alle mense verpligtend is nie, beweer dat dit onmoontlik is vir hom om sy voorskrifte te gehoorsaam. Indien dit egter waar is, waarom is Adam vir sy oortreding gestraf? Ons stamouers se sonde het skuld en verdriet op die aarde gebring. En sonder die goedheid en genade van God sou dit die hele geslag in hopelose wanhoop gedompel het. Laat niemand homself bedrieg nie. Die loon van die sonde is die dood, Romeine 6 vers 23. Die wet van God kan nou net so min strafloos oortree word as toe die vonnis oor ons stamvader uitgespreek is. Daai keuse wat ons eerste ouers in so klein dingetjie gemaak het duidelik enorme gevolge gehad en strek tot vandag toe. Kom ons stap vinnig deur 'n paar verhale in die Bybel wat ons kan help om te besef wat se ernstige gevolge ons besluite in die klein dingetjies kan hê. Lukas 17 vers 28 tot 30 lees: net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop. Hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Die laaste nag van Sodom het nader gekom. Die wolke van wraak het reeds al skaduwees oor die stad gegooi, maar die mense het dit nie gesien nie. Terwyl die twee engele se missie van vernietiging gekom het die inwoners van Sodom voorspoed en plesier gedroom. Die laaste dag was soos elke ander,
wat gekom en gegaan het. Die aand het oor 'n toneel van lieflike veiligheid geval. 'n Landskap van ongeëwenaarde skoonheid is gebaai in die strale van die dalende son. Die koelheid van die gebeurtenis het die inwoners van die stad opgeroep en met plesieragtige drome het die inwoners en besoekers heen en weer gegaan na filmteaters, restaurante, clubs en casinos met die oog op die uur van die genot. Klink amper bekend of hoe? Kom ons kyk nou na 'n paar baie belangrike lesse uit die verhaal wat ons kan help om seker te maak dat ons nie dieselfde foute maak wat hulle gemaak het nie en dat daar ook geen misverstand is van wat God van ons verwag nie. Net die gedagte dat hy vir hulle wat vir hom die dierbaarste op aarde was, moes los, was vir hom te veel. Dit was swaar om sy weelderige huis en al die rykdom wat hy deur sy hele lewe versamel het, te versaak en as brandarm swerweling weg te gaan. Hy was deur verdriet, verdwaas en traag om weg te gaan. Sonder die engele van God sou hulle saam met die verdelging van Sodom omgekom het. Die hemelse boodskappers het hom en sy vrou en sy dogters aan die hand geneem en hulle uit die stad gelei. Opnuut is hulle plegtig beveel om goud te maak, want die woede van die storm kon nie langer vertraag word nie. Maar een van die vlugtelinge het dit gewaag om 'n terugblik op die gedoemde stad te werp, en sy is dadelik in 'n gedenksteen van die oordeel van God verander. As Lot nie geaarsel het om die waarskuwing van die engele te gehoorsaam nie, maar in alle erns na die berge gevlug het, sonder om te soebat of tee te praat, sou sy vrou ook ontvlug het. Die invloed van sy voorbeeld sou haar gered het van die sonde wat haar lot beslis het. Maar omdat hy geaarsel en getalm het sy die goddelike waarskuwing as onbelangrik beskou. Ofskoon haar liggaam op die vlakte was, met ander woorde, sy was skaars op die vlakte, het haar hart nog aan Sodom bly kleef, en sy het saam met die stad omgekom. Sy het teen God opgestaan, omdat sy oordeele haar besittings en haar kinders vernietig het. Ondanks God haar begenadig het, deur haar uit die goddelose stad uit te roep, het sy gevoel dat hy te streng met haar gehandel het, omdat sy die rykdom wat oor so baie jare versamel was in die stad, moes laat agterbly, om vernietig te word. Pleks dat sy die verlossing met dankbaarheid aanvaar het, was sy vermetel genoeg om terug te kyk en die lewe te begeer van diegene wat die goddelike waarskuwing verontagsaam het. Haar sonde het bewys dat sy onwaardig was om die lewe te hê, aangesien sy so ondankbaar was vir die behoud daarvan. Lot het deur sy huiwering nie sy liefde teenoor sy medemens getoon deur hulle te wou red nie. Nee, hy het gehuiwer omdat hy sy geliefde familielede wat die wêreld meer lief gehad het as vir God, nie wou agterlaat nie. Dit was vir hom te hard om sy besittings en luukse huis agter te laat en God gehoorsaam te wees. As dit nie vir die twee engele was nie, was hulle almal saam met Sodom vernietig. Sy vrou het presies dieselfde probleem gehad, maar sy het op die ou end ingegee aan haar liefde vir die klein dingetjies van die wêreld en haar liefde vir haar afvallige familie en kinders het sy in die pad laat staan van haar liefde teenoor God, en dit het veroorsaak dat sy vir ewig verdoem is. Ons moet versigtig wees om nie ligtelik te handel met die voorsiening wat God vir ons verlossing gemaak het nie. Daar is Christene wat sê, ek wil nie gered word en sê my eggenote en kinders saam met my gered word nie. Hulle voel dat die hemel nie vir hulle sonder hulle bemindes hemel sou wees nie. Maar het sulke mense die regte begrip van hulle eie verhouding tot God met die oog op sy groot weldade en genade teenoor hulle? Het hulle vergeet dat hulle met die sterkste bande van liefde en eerbewys en trou gebind is aan die diens van hulle skepper en verlosser? Die aanbod van genade is vir almal, en sal ons ook weggaan omdat ons vriende die pleitende liefde van die Heiland verwerp? Die verlossing van die siel is kosbaar. God moet ons eerste liefde wees. Geen persoon of iets mag ooit in die weg van ons verhouding met God staan nie. Anders eindig ons dalk op soos Lot se vrou. Christus het 'n onberekenbare prys vir ons verlossing betaal. En niemand wat die waarde van hierdie groot opoffering of die waarde van 'n siel besef, sal die aangebode genade van God verwerp, omdat ander verkies om dit te doen nie.
Juist die feit dat ander sy regmatige eise versmaai, behoort ons tot groter ywer aan te spoor, sodat ons God self kan vereer en almal wat onder ons invloed kom, kan noop om sy liefde aan te neem. Hoe merkbaar anders was die lewe van Abraham as die van Lot. Daar was 'n tyd toe hulle geselle was, wat by een altaar aanbid en langs mekaar in hulle pelgrimstente gewoon het. Maar nou was hulle ver van mekaar. Lot het Sodom gekies omdat daar genot en wins was. Hy het van Abraham se altaar en die daaglikse offer aan die lewende God weggegaan en sy kinders toegelaat om met 'n verdorwe, afgodiese volk om te gaan. Nogtans het hy die vrees van die Here in sy hart bewaar, want die skrifte noem hom 'n regverdige man. Sy regverdige siel was gekwel oor die vuil gesprekke wat hy daagliks moes aanhoor en oor die geweld en misdadigheid wat hy magteloos was om te keer. Hy is eindelik gered, soos 'n brandhout wat uit die vuur geruk is, soos genoem in Sagaria 3 vers 2. Nogtans het hy in sy ouderdom, dit beteken toe hy oud was, sonder besittings, sonder vrou of kinders, soos 'n wilde dier, in skande 'n grot bewoon. Uit hom het geen regverdige geslag voorgekom nie, maar net 2 afgodiese nasies wat vyande was van God en teen sy volk oorlog gemaak het, totdat die beker van hulle ongeregtigheid vol was en hulle verdelging bestem was. Hoe vreeslik was die gevolge wat op een dwaase stap gevolg het. Wanneer ons vrywillig in 'n omgewing van wêreldsgesindheid en ongeloof vestig, mishaag ons God en dryf ons die engele van ons huise weg. Diegene wat vir hulle kinders wêreldse rykdom en aansien verwerf, ten koste van hulle ewige belange, sal eindelik ontdek dat hierdie voordele 'n vreeslike verlies is. Soos Lot, is daar baie wat sien dat hulle kinders na die verderf gaan en hulle eie siele ter nouer dood red. Hulle lewenswerk is verlore. Hulle lewe is 'n droewige mislukking. Indien hulle waarlik wys was, sou hulle kinders miskien minder wêreldse voorspoed gehad het, maar hulle sou hulle aanspraak op die onverganklike erfenis verseker het. Die erfenis wat God aan sy volk beloof het, is nie in die wêreld nie. In die tragiese verhaal van Lot was daar 'n paar klein eienskappe wat hy in sy lewe toegepas het, wat gehelp het dat hy wel gered is. Lot was onbewus van hulle ware aard, maar hoflikheid en gasvryheid was by hom gewoonte. Dit was deel van sy godsdiens, lesse wat hy uit die voorbeeld van Abraham geleer het. As hy nie 'n hoflike gees gekweek het nie, kon hy miskien agtergebly het om saam met Sodom om te kom. Menige huisgesin wat sy deur teen 'n vreemdeling gesluit het, het boodskappers van God wat seëninge en hoop en vrede kon gebring het, van die hand gewys. Elke lewensdaad, hoe klein ook al, het sy uitwerking ten goede of ten kwade. Getrouheid of nalatigheid in wat skynbaar die kleinste aangeleenthede is, kan die deur vir die lewe se rykste seëninge of sy grootste rampe oopmaak. Dit is klein aangeleenthede wat die karakter toets. God skep behaag in die beskeie dade van selfverloning wat blymoedig en gewillig vir ander gedoen word. Ons moet nie net vir onsself leef nie, maar vir ander. En dit is net deur onbaatsigtigheid, deur 'n liefdevolle behulpsame gees te koester, dat ons lewe tot seën kan maak. Die klein bedagsaamhede, die klein eenvoudige hoflikhede, dra veel by tot die geluk van die lewe. En nalatigheid op hierdie gebied is 'n groot oorsaak van menslike ellende. Lot se lewe is 'n tipiese voorbeeld van wat se invloed die wêreld op ons en ons gesin kan hê. En as ons nie noukeurig aandag aan die klein dingetjies gee nie. En hoe hierdie klein dingetjies astronomiese gevolge kan hê. Kom ons stap 'n bietjie verder in die ander verhale in. Josef is 'n uitstekende voorbeeld, veral vir ons jong mense, van hoe om van jongs af 'n besluit te maak om God eerste in alles te stel, in plaas daarvan om die wêreld eerste te stel, en hoe om te staan vir wat jy glo en wat reg is. Wat het Josef in staat gestel om so standvastig en opreg in sy wysheid te bly? Gedurende sy jongelingsjare het hy geleer om hom meer aan sy plig as aan sy neiging te steur. Die onkreukbaarheid
van die eenvoudige vertroue, die edelgeaardheid van die jongeling, het sy vrugte in die dade van die man gelewer. Daar is min mense wat besef watter invloed die klein dingetjies van die lewe op die ontwikkeling van die karakter het. Niks waarmee ons in aanraking kom is werklik gering nie. Die verskillende omstandighede waarmee ons daagliks te doen kry, is bedoel om ons getrouheid op die proef te stel en om ons geskik te maak vir groter verantwoordelikhede. As ons die verhaal van Israel lees, sê ons gewoonlik, hoe kon hulle so vinnig afvallig raak nadat God sulke wonderlike wonderwerke onder hulle gedoen het? Ons sou dit anders te gedoen het, sal ons sê. Maar as ons goed kyk en mooi bestudeer, is ons niks beter nie. Daar is baie wat op die Israeliete terugkyk en verbaas staan oor hulle ongeloof en klagtes en voel dat hulle nie self so ondankbaar sou gewees het nie. Maar wanneer hulle geloof deur selfs geringe beproewinge op die proef gestel word, lê hulle niks meer geloof en geduld aan die dag as oudtydse Israel nie. Wanneer hulle in noutes kom, dit beteken wanneer hulle in moeilikheid kom, kla hulle oor die maniere wat God gekies het om hulle te reinig. Hoewel daar in hulle huidige behoeftes voorsien is hulle onwillig om God vir die toekoms te vertrou en hulle is gedurig bekommerd dat hulle dalk arm word en dat hulle kinders sal ly. Sommige verwag altyd onheil en hulle vergroot die reeds bestaande moeilikheid in so 'n mate dat hulle oë verblind raak vir die baie ryk seëninge waaroor hulle dankbaar behoort te wees. Pleks dat die hindernisse wat hulle teekom, hulle dwing om by God, hulle enigste kragbron hulp te soek, skei dit hulle van hom, omdat dit by hulle rusteloosheid en ontevredenheid verwek. Partymal laat ons kinders met klein dingetjies wegkom en ag dit is onbenullig of nie so ernstig nie. Maar dit kan lei tot ernstige gevolge vir hulle. As gevolg van die oorsien van klein dingetjies in hulle jeug deur hulle vader, het Nadab en Abihu nie geleer om selfbeheersing uit te oefen en dit het hulle albei hulle lewens gekos. In hulle jongelingsjare het Nadab en Abihu nie selfbeheersing geleer nie. Hulle vader se toegeeflikheid, sy gebrek aan standvastigheid vir wat reg is, het daartoe aanleiding gegee dat hy sy seuns nie getug het nie. Sy seuns is toegelaat om te maak soos hulle lus kry. Hulle het hulle hartstogte laat botvier en dit het hulle so vasgehou dat selfs die verantwoordelikheid van die heiligste amp nie die mag gehad het om dit te verbreek nie. Hulle is nie geleer om hulle vader se gesag te eerbiedig nie en hulle het nie besef dat dit noodsaaklik was om die vereistes van God presies te gehoorsaam nie. Aaron se verkeerde toegeeflikheid aan sy seuns het hulle voorberei om deur die oordeel van God getref te word. Nog 'n verhaal is die een van Saul. En klink ons dalk so Saul wat homself gebluf het deur te glo dat dit 'n klein dingetjie was om Agag te laat leef en die buit te kan vat. Hy het immers gesê dat hy dit gedoen het om God te eer. Dit is maklik om onsself te oortuig dat 'n klein aanpassing aan die manier waarop God iets van ons vereis nie te ernstig is nie. Maar soos in die geval van Saul, Kain, Adam en al die gevalle wat ons reeds genoem het, vereis God streng gehoorsaamheid. Hoeveel is daar wat dieselfde weg bewandel, nie teenstaande ons van Saul se sonde en die gevolge daarvan weet, terwyl hulle weier om te glo en om die bevele van God uit te voer, hou hulle aan om aan God hulle vormgodsdiens aan te bied. Die Gees van God beantwoord nie so 'n diens nie, ongeag hoe ywerig mense die godsdienstige seremonies nakom. Die Here kan hulle nie aanneem terwyl hulle een van sy gebooie opsetlik verontagsaam nie. Hier kan ons duidelik sien dat God nie net in seremonies of in 'n manier van aanbidding belangstel nie. Hy stel belang in die hart en aan gehoorsaamheid aan hom. Die tyd toe Dawid en die volk die verbondsark wat deur die Filistyne gevat is, terug gaan haal het, was hulle van voorneme om 'n goeie diens aan God te doen. Die probleem was dat hulle dit op hulle eie manier gedoen het en nie soos dit deur God vereis is nie. Hulle het veronderstel dat dit 'n klein saak is, maar die klein saak het rampspoedige gevolge gehad. Dawid en sy volk het saamgekom om 'n heilige werk te doen en hulle het dit met blydskap en met gewillige harte aangepak.
maar die Here kon die diens nie aanvaar nie, omdat dit nie volgens sy bevele uitgevoer is nie. Die Filistyne wat geen kennis aangaande die wet van God gehad het nie, het die ark op 'n wa gelaai toe hulle dit aan Israel teruggestuur het. En die Here het hulle poging aanvaar, maar die Israeliete het 'n duidelike verklaring van die wil van God aangaande hierdie sake in hulle hande gehad. En deur hierdie bevele te verontagsaam het hulle God onteer. Op Usa het die groter blaam van vermetelheid gerus. Omdat hy die wet van God oortree het, was hy minder bewus van die heiligheid daarvan. En met onbeleide sonde op hom, het hy in weerwil van die goddelike verbod, die vermetelheid gehad om aan die simbool van Gods teenwoordigheid te raak. God kan geen gedeeltelike gehoorsaamheid, geen slordige behandeling van sy gebooie aanvaar nie. Deur sy oordeel oor Usa, wou hy die ganse Israel laat verstaan hoe belangrik dit vir hom is om sy vereistes streng na te kom. Hierdie verhaal van Dawid het my laat dink aan wat ons deesdae gereeld sien. En dit is die musiek waarmee ons God dien. En selfs musiek waarna ons buite die kerk luister. Soos Dawid wat gekyk het na die manier waarop die Filistyne die ark met die wa vervoer, eerder as op die skouers soos deur God vereis, kan ons soms kyk na ander mense en miskien kerke en sê, daardie soort musiek lyk aanvaarbaar en dit werk om die kerke lewendiger en meer modern te maak. Laat ons eerder versigtig wees om by God en sy manier te bly. Musiek is bedoel om 'n heilige doel te dien, naamlik om die gedagtes op te hef na wat rein, edel en verheffend is, en om in die siel aanbidding en dankbaarheid teenoor God te verwek. Wat 'n verskil tussen die ou gewoonte en die gebruik wat deesdae altyd dikwels van musiek gemaak word. Hoeveel gebruik hierdie gawe nie om diself te verhef, liewer as om God te verheerlik. Liefde vir musiek gee altyd dikwels aanleiding dat diegene wat onbedag is, saam met die liefhebbers van die wêreld na plesierplekke gaan waar God sy kinders belet het. Wat as dit reg gebruik word 'n groot seën kan wees, word dus een van die middels wat die Satan met die meeste welslae aanwend om die verstand weg te lok van sy plig en van oorpeinsing van ewige dinge. Musiek is deel van die aanbidding van God in die hemelhowe. En ons moet streef om in ons lofliedere so na as moontlik aan die harmonie van die hemelse kore te kom. Behoorlike opleiding van die stem is 'n belangrike deel van ons opvoeding en dit moet nie verwaarloos word nie. Sang speel in die godsdiens net so 'n belangrike rol as gebed. Die hart moet die gees van die lied aanvoel om die regte uitdrukking daaraan te kan gee. Behalwe dat God deur die manna die Israeliete gehoorsaamheid aan die gebooie geleer het en veral die Sabbat pragtig verhef het deur 'n dubbelporsie op Vrydag te laat val, het hy deur die manna ook die belangrikheid van die voorbereiding vir die Sabbat geleer. Die dag voor die Sabbat moet as 'n dag van voorbereiding beskou word, sodat alles gereed kan wees vir die heilige ure. Onder geen omstandighede mag toegelaat word dat ons eie sake die heilige tyd in beslag neem nie. God het beveel dat siekes en lydenes versorg moet word. Die werk wat vereis word om hulle gemaklik te maak is 'n werk van genade en dus is dit geen oortreding van die Sabbat nie. Maar alle onnodige werk moet vermy word. Daar is baie mense wat nalatig is en klein dingetjies tot die begin van die Sabbat uitstel wat reeds op die voorbereidingsdag gedoen kon gewees het. Dit hoort nie so nie. Werk wat nie gedoen is wanneer die Sabbat aanbreek nie, moet dan wag totdat die Sabbat verby is. Hierdie optrede kan die onbedagsames miskien help om beter op hulle sake te let en hulle versigtig maak om hulle eie werk gedurende die 6 werksdae te doen. Die Israeliete het baie foute gemaak en God gereeld teleurgestel. Maar daar was ook tye van pragtige gehoorsaamheid en geloof wat vir ons vandag baie belangrike lesse leer. Een so les leer ons aan die oewer van die Rooi See. Deurdat hulle tot by die water getrek het, het hulle bewys dat hulle die woord van God soos deur Moses gespreek geglo het. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen en daarna het die magtige van Israel die see oopgekloof om vir hulle voete 'n pad te baan. Dit was 'n groot les vir tyd en ewigheid. Die Christen se lewe word dikwels deur gevare bedreig
en dit skyn dikwels moeilik om ons plig te doen. Die verbeelding skilder vir ons ondergang voor en die slawerny of die dood agter. Nogtans spreek die stem van God duidelik, voorwaarts. Ons behoort hierdie bevel te gehoorsaam, al kan ons oë nie deur die duisternis dring nie, en al voel ons die koue golwe onder ons voete. Die struikelblokke wat ons vordering belemmer, sal nooit voor 'n aarzelende, twyfelende gees wyk nie. Diegene wat gehoorsaamheid uitstel, totdat elke sweem van onsekerheid verdwyn het, en daar geen gevaar van mislukking of neerlaag is nie, sal nooit gehoorsaam nie. Ongeloof fluister, kom ons wag totdat alle struikelblokke verwyder is en ons die pad duidelik kan sien. Maar geloof gaan moedig voorwaarts en dit hoop alles en glo alles. As ons lees oor hierdie klein dingetjies wat so groot gevolge het, en as ons in ons eie lewens kyk en dink aan die besluite wat ons gemaak het in klein as sowel as in groot dinge, kan ons soms moedeloos raak. Maar die fout wat ons maak, is om te dink dat ons op ons eie hierdeur moet gaan en probeer om alles reg te maak. Ons kan nooit op ons eie volmaak wees nie, slegs deur die perfekte kleed van geregtigheid van Christus, wat ons bedek, kan ons sonder vlek of rimpel wees. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit, sê Johannes, het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Johannes 7 vers 37 tot 39. Die verkokende water wat uit 'n dorre land opwel en die woestyn laat blom en verder uitvloei om die lewe te gee aan diegene wat van die dors omkom, is 'n simbool van die genade wat net Christus kan gee en wat soos lewende water is wat die siel reinig, verkook en versterk. Hy in wie Christus woon, het 'n nimmer feilende fontein van genade en krag in hom. Christus vervrolik sy lewe en verlig die pad van almal wat hom waarlik soek. Indien sy liefde in die hart ontvang word, sal dit goeie werke tot die ewige lewe voortbring. En dit seën nie net die siel waarin dit ontspring nie, maar die lewende stroom sal in godvrugtige woorde en dade uitvloei om die dorstiges rondom hulle te verkoop. Nie een van ons sal ooit die seël van God ontvang terwyl ons karakters een klad of vlek daarop het nie. Dit word aan ons oorgelaat om die gebreke in ons karakters reg te stel, om die sieltempel van elke besoedeling te reinig. Dan sal die laatreën op ons val, soos die vroeë reën op die Pinksterdag op die disippels geval het. Niemand hoef te sê dat sy saak hulpeloos is nie, dat hy nie die lewe van 'n Christen kan lewe nie. Deur die dood van Christus word daar ruim voorsiening gemaak vir elke siel. Jesus is ons alomteenwoordige hulp in nood. Roep hom slegs in geloof aan, en hy het beloof om u smeekgebede te hoor en te beantwoord. Dit is nou tyd dat ons onsself en ons kinders onbevlek van die wêreld af moet hou. Dit is nou tyd dat ons karakterkleed spierwit moet was in die bloed van die lam. Dit is nou tyd dat ons trots, passie en geestelike traagheid moet oorkom. Dit is nou dat ons wakker moet wees en 'n vasberade poging moet aanwend vir 'n eweredige karakter. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Hebreërs 3 vers 7, 8 en 15. Sommige sal daarop aandring dat die Here nie so nauwlettend is in sy vereistes nie, dat dit nie hulle plig is om die Sabbat streng en met soveel verlies te onderhou nie, of om hulle self te plaas waar hulle in stryd met die wette van die land gebring sal word nie. Maar hier is net waar die toets kom, of ons die wet van God sal eer bo die vereistes van mense. Dit is wat ons sal onderskei tussen diegene wat God eer en die wat hom oneer aandoen. Hier is waar ons loyaliteit moet bewys. Die geskiedenis van God se omgang met sy mense in alle eeue toon dat hy noukeurige gehoorsaamheid vereis. Ek wil afsluit met 'n aanhaling uit Patriarge en Profete hoofstuk 55. Die hoofstuk handel oor die profeet Samuel en hoe ons die lesse uit sy lewe kan neem en in ons lewens toepas in hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis. Dit is tyd dat ons as individue nou moet aandag begin gee aan die klein dingetjies, sodat ons lewens in ooreenstemming kan bring met die vereistes van God, nie op ons voorwaardes en terme nie, maar op syne.
Indien kinders geleer is om die nederige daaglikse werksaamhede as 'n plig te beskou wat God op hulle gelê het, as 'n skool waarin hulle gekweek moet word om getrou en doeltreffend te dien, hoeveel aangenamer en eerbaarder sou hulle werk voorkom. Daar kom as het ware 'n betowering op die geringste werk wanneer dit as 'n plig vir die Here gedoen word. En dit verbind die werkers op aarde met die heilige wesens wat die wil van God in die hemel uitvoer. Welslaa in hierdie lewe en welslaa in die verkryging van die toekomstige lewe hang af van getroue nougesette inagneming van die kleinighede. Daar is in die geringste werke van God net soveel volmaaktheid as in die grootste te bespeur. Die hand wat die wêrelde in die uitspansel gehang het ook in die vervaardiging van die lelies van die veld sy kuns aan die dag gelê. En net soos God in sy sfeer volmaak is, so moet ons ook in ons sin volmaak wees. Die samestelling van 'n ewewigtige, sterk, mooi karakter word deur die getroue verrigting van enkele pligte opgebou. En getrouheid in sowel die geringste as in die grootste besonderhede van ons daaglikse pligte moet ons lewens kenmerk. Getrouheid in klein dingetjies, die verrigting van die kleinste weldade en liefdebetonings sal die lewensweg vervrolik. En wanneer ons werk op aarde klaar is, sal daar bevind word dat elke pliggie wat getrou verrig is, 'n invloed ten goeie gehad het. 'n invloed wat nooit sal vergaan nie. Die jeug van ons tyd kan in die oë van God net so dierbaar word soos Samuel. Deur hulle Christelike onkreukbaarheid getrou te bewaar, kan hulle in die hervormingswerk 'n sterk invloed uitoefen. Sulke manne is nou nodig. God het vir elkeen van hulle 'n werk. Nog nooit is daar vir God en vir die mensdom groter resultate verkry as wat daar in ons tyd verkry kan word deur diegene wat aan hulle Godgegewe pand getrou is nie. God gee die geleenthede, sukses hang daarvan af watter gebruik ons daarvan maak. Soos ons deur al hierdie verhale wat ons nou gewerk het gesien het, is klein dingetjies absoluut belangrik. En mag die Here ons help dat ons elkeen in al die klein dingetjies in ons lewens aandag sal skenk met behulp van die Here. Dat ons daaraan kan werk en dat dan daaruit die groter dinge suksesvol sal wees en so ons die wêreld kan bereik en mense kan bereik. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U vir ons die klein dingetjies gee, dat ons in die groter dinge sukses kan behaal. Help ons om ons werk daaraan te sit, om aandag daaraan te gee en sodoende die wêreld te kan bereik. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy die video gekyk het. Om aan ons kanaal te subscribe, klik hier. Om kennisgewings te kry, klik op die klokkie. En om die volgende video te kyk, klik hierso. Baie dankie en ons sien u weer.